Ek sê vir elkeen baie welkom by die erediens vir die NG Kerk van Karasburg, Sondag 21 Junie 2026, want ons 'n bietjie nader weer gaan kyk rondom Jesus se opdrag oor disippelskap. Maar voordat ons by ons skrifgedeelte kom, kom ons bid net eers saam. Ons dank U Hemelse Vader vir U liefde, vir U genade, vir hierdie voorreg om uit U woord uit te kan leer, maar Here ook vir hierdie belangrike boodskap wat U vir ons wil bring oor 'n opdrag wat U aan ons ook het. Daarom vir ons Heilige Gees, wees met elkeen van ons, maak dit vir ons duidelik, laat dit in ons harte vasval, vasbrand, sodat ons ook ewig daarmee kan leef. En dit bid ons in Jesus Christus se naam. Amen. Nou ons skrifgedeelte of ons eerste ene dan is Matteus 28 vers 16 tot 20. Kom ons lees dit saam. Die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle ontbied het. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Jesus het nader gekom en vir hulle gesê: "Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die tyd." Ons lees vir eers tot sover. Nou hierdie gedeelte is 'n baie bekende gedeelte in die Bybel, net voor Jesus se opvaart na die hemel toe. En dan kom gee hy aan sy disippels hierdie opdrag: "Gaan dan en maak disippels van al die nasies." As ook en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nou let op dat Jesus sê nie om Christene te maak nie. Nie om gelowiges te maak nie. Nee, sy opdrag is baie duidelik en spesifiek: maak disippels. Nou daar kan natuurlik baie gesê word oor disippelskap, maar vandag wil ons eers net 'n sekere fokus behou oor 'n opdrag wat Jesus aan sy disippels gegee het. Maar om die opdrag te verstaan, moet ons vroeër begin in die boek van Matteus. In Matteus 5 begin Jesus met sy bergrede en dit gaan dan nog deur Matteus 6 en 7, 'n klompie leringe wat hy dan aan die mense gee oor hoe om ons geloof uit te leef. En dan hierna vind 'n klompie wonderwerke plaas. En luister mooi na alles wat gebeur, want dan gaan die gedeelte wat ons later lees baie meer vir ons sin maak. Nou in die hoofstukke wat daar volg, genees Jesus 'n melaatse, en dan genees hy 'n slaaf, dan genees hy Petrus se skoonmoeder. Hy maak dan 'n storm stil. Hy dryf dan demone uit 2 mense uit. Hy genees dan 'n verlamde man. Hy genees dan die vrou wat aan sy soem geraak het, en hy wek dan 'n dogter uit die doodheid op. En dan die genesing van 2 blindes en dan iemand wat stom is. En dan kom ons by vandag se teksgedeelte. Matteus 9 vers 35 tot en met hoofstuk 10 vers 8. Kom ons lees dit. Jesus het in al die stede en die dorpies rondgegaan, in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal genees. Toe hy die skare sien, het hy hulle innig jammer gekry, omdat hulle verward en verstrooi was so skape sonder 'n herder. Toe sê hy vir sy disippels: "Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid daarom die Here van die oes, dat hy arbeiders uitstuur om sy oes in te samel." Jesus het toe sy 12 disippels nader geroep en aan hulle gesag oor onrein geeste gegee om hulle te kan uitdryf en om elke siekte en elke kwaal gesond te kan maak. Die 12 apostels se name was eerstens Simon, wat bekend staan as Petrus, en sy broer Andreas, Jakobus, seun van Zebedeus, en sy broer Johannes, Filippus en Bartolomeus, Thomas en Matteus die tollenaar, Jakobus seun van Alfeus en Tadeus, Simon Kanasius en Judas Iskariot wat hom verraai het. En nou Jesus het toe hierdie 12 uitgestuur, nadat hy hulle die volgende opdragte gegee het: "Moet julle nie begewe op 'n pad na die heidene en moenie in 'n Samaritaanse dorp ingaan nie, maar gaan eerder na die verlore skape van die huis van Israel. Gaan verkondig die volgende: Die koninkryk van die hemele is op hande. Maak die siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses, dryf demone uit. Julle het dit verniet gekry,
verniet moet julle dit uitdeel. Ons lees tot sover. Nou ons vind hierso vers 35 begin met 'n samevatting van wat in die vorige hoofstukke as ware gebeur het. Jesus het die mense geleer en hy het die koninkryk van God verkondig en hy het genesing gegee aan mense. En dan sien ons God se hart in die volgende vers waar hy die mense wat verward en verstrooid is in die lewe, hulle raak sien en hulle innig jammer kry. En hierdie gedeelte is belangrik, want dit dien as 'n beweegrede vir die opdrag wat Jesus dan ook juis aan sy disippels gaan gee. Die rede hoekom ons as disippels uitgestuur word, is omdat God die verlorenes innig jammer kry. En as disippels moet ons verstaan dat ons ook dieselfde hart moet hê vir die mense wat verlore gaan. Ook elkeen van ons moet hulle innig jammer kry. Maar verstaan mooi, dit gaan nie bloot oor die feit dat hulle van honger of koud is nie, maar omdat hulle verward en verstrooi is so sonder 'n herder. Van hulle selfs skatryk, selfs van die rykstes in die wêreld, maar ook hulle is verward en verstrooi, omdat hulle nie vir Jesus in hulle lewe het nie. En dit is vanuit hierdie innige jammer kry, dat ons die bekende gesprek kry oor die oes wat groot is, die arbeiders wat min is, en dat ons moet bid dat God arbeiders sal uitstuur. Maar hierdie gesprek word opgevolg deur Jesus wat sy disippels dan 'n opdrag gee en daarmee uitstuur. In vers 1 lees ons dat Jesus het toe sy 12 disippels nader geroep en aan hulle gesag oor onrein geeste gegee om hulle te kan uitdryf en om elke kwaal gesond te kan maak. En dan vers 5, 7 en 8 waar Jesus sê, of waar daar staan, Jesus het hierdie 12 uitgestuur nadat hy hulle die volgende opdragte gegee het. Gaan verkondig die volgende: die koninkryk van die hemele is op hande. Maak die siekes gesond, wek dooies op, reinig malaatses en dryf demone uit. Nou hier is die 3 dinge waarop ons vandag gaan fokus na aanleiding van hierdie gedeelte. Ons kan baie duidelik hier sien dat die opdrag wat Jesus aan sy disippels gee, is dieselfde dinge wat hy die hele tyd gedoen het. Hy het die koninkryk van God verkondig en hy gee aan hulle die opdrag om dieselfde te doen. Hy het siekes genees en hy gee aan hulle die opdrag om dieselfde te doen. Hy het demone uitgedryf en hy gee aan hulle die opdrag om dieselfde te doen. So Jesus se bediening is dus die bloudruk vir dit wat ons as disippels van hom moet doen. En dis presies wat disippelskap beteken, om by God te leer en oor hoe om te leef soos wat Jesus geleef het, sodat ons dan ook kan doen dit wat Jesus gedoen het. En die tweede fokus wat ons moet raak sien en verstaan, is die verkondiging van die koninkryk van God gaan hand aan hand met wonderwerke. Met ander woorde, dis is alware die wonderwerke bevestig die krag van die koninkryk van God. En dan weer die verkondiging van die koninkryk van God word weer bevestig deur die wonderwerke. En dit bring ons dan by die derde fokus wat net so belangrik is soos die eerste 2, naamlik dat Jesus aan hulle die gesag gee om dit te doen. Hierdie gesag wat van God afkom, weet ons dat dit werk deur die Heilige Gees van God wat hy uitgestort het met Pinkster. Reg deur die hele Bybel was dit nog altyd baie duidelik dat dit God is wat se krag die wonders laat gebeur en nooit die mens nie. So Jesus kom hier en hy gee aan sy disippels hierdie gesag, hierdie opdrag om hierdie dinge dan te kan doen. Want sonder hierdie gesag sou hulle dit nie kon doen nie. En ons moet verstaan dat hierdie opdrag met ander woorde baie duidelik was van presies wat hulle moet doen. Maar hy gee dit hier aan sy disippels wat hy vir wie hy later sê, gaan maak dan van die nasies in die wêreld ook disippels. Wat beteken, ons wat sy volgelinge is veronderstel om ook die disippels te wees. So wat beteken dit vir ons dan vandag? Dit is belangrik vir ons om te verstaan dat ons is deel van die opdrag om disippels te maak. En dit is wat ons moet doen. En wat ons moet doen is veronderstel om dieselfde te wees as wat Jesus gedoen het.
Dit is dieselfde opdrag wat Jesus aan sy disippels gegee het en natuurlik ook deel van die gesag wat hy aan ons deur sy Heilige Gees gee. Ons moet ook die koninkryk van God verkondig. Ons moet ook alle siektes en kwale genees, ook demone uitdryf, soos die opdrag was en is, om te doen wat Jesus gedoen het en wat hy gesê het ons moet doen. Daar is spesifiek hierdie gedeelte in Johannes waar Jesus dan ook juis vir sy disippels sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En hierdie waarheid in tweede veroorsaak dat ons ernstige vrae moet vra oor ons eie bediening as kerk. Is ons werklik besig met die opdrag wat Jesus aan ons gelaat het? En dit is tyd dat ons dit dalk meer ernstig moet begin opneem, om te doen wat Jesus gedoen het, om te verstaan dat die verkondiging van die koninkryk van God is net 'n halwe werk, want die wonderwerke gaan hand aan hand daarmee saam. Te lank is ons kerk te gemaklik met louwarm bediening in die gemeenskap, dink ek. Te lank is ons dalk onseker of ons die dinge kan doen soos genesing en demoonuitdrywing. Te lank het mense nou al vrees gehad om dit te doen. Maar hierdie opdrag is nie opsioneel nie. Dit is disippelskap in Christen wees en dit is dringend. Jesus se verwysing na die oes wat groot is en die arbeiders wat nodig is, saam met sy verkondiging dat die koninkryk van God op hande is, dit maak dit alles dringend. Ten derde is 'n waarskuwing, 'n herinnering dat nederigheid altyd aan die voorgrond moet wees van ons bedienings. Dit is nooit iets wat uit onsself uitkom nie. En daarom kan ons nooit roem op enige iets wat ons doen nie. Ons moet altyd onthou, ons gawes, ons talente of enigiets wat God deur ons doen, is krag en gawes wat van God afkom. En dan sê Jesus, hierdie gesag wat ek vir julle gee, gee ek vir julle verniet. En daarom moet ons dit ook verniet uitdeel. God werk in en deur ons en daarom soos Paulus in 2 Korintiërs 4 sê, is ons altyd vol moed. Want die wonderwerke hang nie van ons krag of ons vermoë af nie. Dit hang af van Christus se krag. Hy is binne in ons en hy werk deur ons en daarom hoef ons nie bang te wees nie. Daarom hoef ons nie te wonder, gaan dit gebeur of nie. Ons moet net gehoorsaam wees en dit gaan doen. God doen die res. Hy gee aan ons die Heilige Gees, hy gee aan ons die gesag. So mag ons elke dag opstaan met die moed en die doel om Jesus se disippels te wees. Om nie bang te wees vir die wêreld of wat ander mense gaan dink nie, maar om sy opdrag uit te leef. Mag ons verstaan dat disippelskap is om te leer, om te sê en te doen dit wat Jesus geleer, gesê en gedoen het. En mag ons daardeur 'n verskil maak en 'n verskil begin sien in ons gemeente, in ons gemeenskap en in ons land. Amen. Kom ons bid saam. Ons dank U Vader vir U liefde. Ons dank U vir U voorsienigheid. Here, dat U juis vir ons die gesag gee, die krag gee, die gawes, die talente, dat U alles vir ons gee wat ons nodig het. Om hierdie belangrike opdrag wat U vir ons gelaat het, te kan uitleef as U disippels. Mag ons dit ernstig opneem. Mag ons altyd vol moed bly en elke dag, elke tree gee in die wete dat U is in ons en dat U werk deur ons. En dat ons daarom nie hoef bang te wees nie, maar dat ons kan vertrou op U hand, U krag, wat deur ons werk. Wees met elkeen wat hierdie boodskap hoor, seën hulle en dra hulle tot volgende keer, in Jesus se naam. Amen. Ontvang dan ook die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap die by ons wees van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen.